My geliefdes, my broeders en susters in die Here, selfs my vriend, my kennis, en nog my vyand ook. Weet jy hierdie woord wat die Here vir my gegee het, wat ek vanoggend uitgesit het? Ek kan nie uitgepraat raak daaroor nie. Ek kan nie net stil bly nie. Ek wil jou vanoggend laat sleg voel of so nie, want gevoelens het eintlik niks met dit te doen nie. Dis om 'n besluit te maak. Dien jy die ewige of dien jy die tydelike? Om die tydelike te dien, moet ek en jy albei besef dat die tydelike kom tot 'n eind. Tereg soos hy in die woord praat in 2 Korintiërs 15, waar hy praat, 2 Korintiërs 5, ekskuus, waar hy praat van die tentwoning. 'n Tentwoning is 'n ding wat jy opslaan wat tydelik is. En op een of ander stadium slaan jy hom op en jy gaan weg. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy tot bekering kom, as jy besluit, jy's moeg vir die lewe wat jy nog altyd gelei het, jy voel soos 'n mislukking, jy voel jy het al soveel keer hard probeer, maar elke keer, as die Satan net so ligte woordjie van dit, wat jou altyd so getuister het, noem, dan val jy daarvoor. Ek praat uit ondervinding uit, om vir jou te sê, daai sonde wat jou so tuister, daai wat jy so vinnig kwaad raak, sonder om eers te luister, daai wat jy so die eie ekke voorbring in my ego en sê, ag man, ek is nou so kwaad, ek het nie lus vir niks nie. Weet jy, force yourself om die woord te lees. Vat jouself, gooi jou op jou knieë voor die aangesig van die Here, verneder jou voor God se aangesig, sodat gebed jou taal is met God. Want niemand van ons weet die ware wederkoms van die Here nie. Ons weet nie waar hy tyd is nie. En ek wil volgende vir jou sê, as jy soos die verlore seun terugkom na God se huis toe of dogter, en jy besluit in my huis van my vader het ek genoeg gehad, in my huis van my vader het my lief gehad, daar het ek wil sê in weeldige lewe. Ek kon baie dinge doen. Maar weg van die huis van my vader, Abba Vader, het ek soveel gemors aangevang, soveel sondetafels bygesit en met soveel onnodige mense hand vastgehou. Ek wil vandag vir jou sê, dit kort jou om 'n besluit te maak. Gaan jy aangaan met dit? Of gaan jy besluit? Jy draai jou rug op dit. Jy val op jou knieë en jy bid die Here, God, en sê, Here, red my Here. Hier is ek, Here, vol sonde, vol vuilheid, vol vriende en mense, wat nie goed is vir my nie. Maar Here, vanoggend bid ek die wysheid van U en ek vra, Here, help my, red my uit, laat ek wees soos hierdie jong man, wat verlore was, maar teruggekom het na die huis van sy vader. Here, laat my hart oortuig is, en laat ek net my hoop op U plaas, in Jesus. Want op my hoop om mense te plaas, gaan my laat seer kry, gaan my laat val. Om my hoop op die kerk te plaas, gaan my laat seer kry. Om my hoop op die pastoor of die dominee te plaas, gaan my laat seer kry. My hoop moet wees in Jesus, die hoëpriester, wat my in die allerheiligste kan inneem. Here, kom red my, vergewe my sondes, Here, die hordes wat ek het, en ook wil ek vergewe die, wat my so kwaad gemaak het, en die wat so sleg praat vir my, ek vergewe hulle, Here, sodat U my kan vergewe vir my misstappe. Ek bid al hierdie dinge in die wonderlike naam van, die kragtige naam, die hoëpriester naam van Jesus Christus, onze Here. Amen.